Voordat ons die woord van die Here vanmôre oopmaak, kom ons vra dat hy vir ons sal lei daarin. Hemelvader, saam as geloofsgemeenskap buig ons voor u grootheid. U is die skepper van die heelal en alles wat daarin is. U het dit fyn beplan en ons in hierdie wêreld geplaas met 'n perfekte liefde vir ons elkeen. En die groot droom is dat ons met u in 'n lewende verhouding sal staan. Here, lei ons vandag weer terug daarheen. Want daar is kere wat ons dit reg kry en dan is daar kere wat ons daarmee sukkel. Soms is dit net 'n klein ietsie wat ons agterkom ons beter kan doen. En ander kere as ons diep in die spieël kyk, dan sien ons dat daar nog baie werk is. Daarom wil ons vra, Vader, deur u Gees, maak ons bewus van die dinge waaroor u met ons wil praat. Gee ons die vermoë om te kan raak sien wat u vir elkeen persoonlik wil sê. Help ons om daardie een sin raak te hoor. En gee dat u Gees ons so herinner aan daardie een sin, dat dit by ons sal bly en ons daarin sal wil werk, totdat ons nader kan kom aan u prentjie wat u vir ons het. Ons het nodig om u stem te hoor. En u ken ons maar te goed, ons gedagtes is baie keer oral oor. En ons kom vra, wees ons genadig, dat ons dit hoor wat ons moet hoor. Dat ons dit verstaan en inneem. Vanmôre kom vra ons dat u woord geëer sal word, as ons daaruit lees en dit oordink. Amen. Geliefdes, ons gaan uit die woord van die Here lees uit Matteus hoofstuk 7. Nou, ons is besig met die gedeelte oor die bergpredikasie, en in die gedeelte van die bergpredikasie is dit daai een preek, as julle nog sal onthou van die begin af, tot ons sê, dit is, die Bybel is die boek wat die meeste gelees word in die wêreld. Daarna, hierdie 3 hoofstukke, is die 3 hoofstukke wat die meeste gelees word in die Bybel. Want dit is die woorde waarin Jesus in ons taal kom praat, wat ons baie keer oorwonder. En dit is, hoe dink God? Wat is vir hom belangrik? Hoe kyk hy na ons? Wat vra hy van ons? Hoe wil hy hê dat ons moet lewe? En Jesus kom in hierdie 3 hoofstukke en hy sê van Matteus 5 tot 7, sê hy, hier is God se hartklop vir jou. Hier is die belangrikste dinge wat jy moet raak sien, en Jesus kom praat oor dinge wat reg deur die geskiedenis heen 'n probleem was, en reg deur die geskiedenis sien ons, ook in ons tyd, dat daar dinge is wat ons daaroor moet aanspreek. En nou kom ons by Matteus 7, ons lees vanaf die eerste vers. Hou op om te oordeel oor ander uit te spreek. Dan sal God ook nie 'n oordeel oor julle uitspreek nie. Hy sal julle beoordeel soos julle ander beoordeel. Die kriterium waarmee julle oordeel sal ook vir julle gebruik word. En hoe sien jy die splintertjie in jou medemens se oog raak, maar jy merk die yslike stomp in jou eie oog nie op nie? Of hoe sal jy vir jou medemens sê, kom laat ek daardie splintertjie uit jou oog haal, terwyl daar 'n yslike stomp in jou eie oog sit? Jou skynheilige, haal eers die stomp uit jou eie oog uit. Dan sal jy ook duidelik kan sien om die splinter uit jou medemens se oog te haal. Moenie wat heilig is vir onheilige mense gee nie. Hulle sal dit nie respekteer nie. Hulle sal soos honde omspring en julle verskeur. Moet ook nie julle kosbare parels vir enige morsige huur jy aanbied nie. Hulle sal dit nie waardeer nie, maar dit vertrap soos varke onder hulle pote. Ons lees tot sover. Ons gaan nog baie 'n rukkie hier by hierdie gedeelte stil staan. Vanmôre gaan dit oor hierdie heel eerste gedeelte. Hou op om 'n oordeel oor ander uit te spreek. Dan sal God ook nie 'n oordeel oor julle uitspreek nie. Hierdie opdrag van die Here
julle moenie oordeel nie, is iets wat subtiel ons hele gedrag bepaal. Want ons plooi hierdie opdrag van die Here dikwels soos dit ons pas. Wie van julle sal al agterkom dat in die manier wat jy vir iemand anders eendag die vinger gewys te sê, moenie oordeel nie, het hier diep in jou agterkop was jy eintlik besig om oor daardie persoon te oordeel. Ons kan so maklik die vinger wys, en hoe sê ons altyd? Die ander vingers wys terug na jou toe. Miskien het Jesus 'n paar ongeskrewe reëls gehad, wat ons dalk net beter moet interpreteer. Jy mag nie oordeel nie, ja, behalwe as dit mense is wat nie aan die kerk behoort nie, behalwe as daar mense is wat nie dieselfde seksuele oriëntasie as ek het nie, of wat van hulle wat baie tattoos het? Die Bybel sê ons oor merke op ons lywe. Wat van die mense wat daai grove oortredings begaan, wat ons laat gril en ons nek styf maak? Interessant dat dit staan nie in die teks nie. Dis iets wat ons daarin lees. Daar staan nie, jy mag nie oordeel nie, behalwe dit en dit en dit en dit en dit nie. Hy sê, jy mag nie oordeel nie. In God se koninkryk is daar geen plek, geen ruimte vir 'n gesindheid waarmee ons oordeele uitspreek nie. Om die waarheid te sê, Jesus is die een wat in die moeilikheid gekom het, juis by die Fariseërs, omdat hy nie geoordeel het nie. Hoe kan jy saam met die sondaars loop en kuier? Hoe kan jy saam met hulle geëet het? Dit is ongehoord. As ons na Jesus se lewe op aarde kyk, dan het hy met alle mense van alle gemeenskappe en oriëntasies gekuier. Die sondaars en die tollenaars, die malaatses en die blindes, die kreupeles, die Samaritane en die skrifgeleerdes. Die een groep vir wie Jesus reguit uitwys en sê, julle is skynheilig, en hy oordeel dus op daardie manier vel, was juist die Fariseërs. So staan daar, julle skynheiliges, julle maak die buitekant van die koppie skoon, maar die binnekant bly vuil. Dit staan in Matteus 23 vers 25. Jesus vat mense aan, omdat hulle oordeel. Die Bybel gaan later verder hieroor. In Romeine 8 staan daar so geskrywe, daar is dan nou geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus Jesus is nie. En dit is die ding wat ons dikwels nie mooi verstaan nie. Jesus staan uit om die gesindheid van veroordeling aan te spreek en aanvaarding van alle mense te bewerkstellig. As die kerk enige kenmerk moet hê, dan moet dit min of meer so klink. Radikale aanvaarding van alle mense, ongeag wie hulle is. Ongeag wie hulle is. Kleur, taal, seksualiteit, noem dit op. Hoe naby aan jou sal hierdie mening klink, as iemand vir jou hierdie storie sou vertel? 'n Persoon wat deur 'n moeilike tyd gaan sê, ek durf nie my skande vertel vir my vriende, my kollegas, selfs my kussing nie, want hulle mag my dalk net veroordeel. Maar ten minste kan ek na die kerk toe gaan, want daar sal geen veroordeling wees nie. Op 'n skaal van 0 tot 10, hoe waar sal so 'n stelling wees?
om die waarheid te sê, teen die teenoorgestelde is dikwels meer waar. So lees ek eendag van 'n persoon wat in prostitusie vasgevang was en baie graag daarby wou uitkom. En toe iemand vir haar aanbeveel, maar gaan na die kerk toe, sy sê, wat? Ek voel klaar sleg genoeg oor myself, ek het nie nodig om nog meer sleg te voel oor myself nie. Hoe doen die kerk en gelowiges, ek en jy, oor hierdie saak op die oomblik? As ons diep eerlik wil wees, dan sukkel ons om die minste daarvan te sê. Want sal ons sê, jy weet, as ongelowiges net wil luister, as ons die eerste keer gepraat het, dan was oordeele glad nie eens nodig nie. Miskien. Maar wat vir my treffend bly, is dat die mees heiligste persoon op aarde, is ook die persoon wat die minste oordeele gevel het. Jy mag nie oordeel nie, en hoor hierdie mooi sin, nie ander nie, en ook nie jouself nie. Jy mag ook nie jouself veroordeel nie. Dit het niks te doen met die saak van onderskeiding nie. Om te oordeel en te kan onderskei is twee wêrelde van mekaar af. Ons moet dit nie verwar nie. As jy na 'n dokter toe gaan en die dokter wys vir jou gesondheid is nie goed nie, jy eet ongesond, jy oefen te min, en dit het 'n uitwerking op jou hart. As jy dit nie gaan verander nie, gaan jy meer probleme kry. Dit is nie om 'n oordeel te vel nie. Dis die nodigste wysheid wat ons moet kry. Soos een dokter een keer gesê het, jou hart is soos 'n Volksie engine, en jy probeer 'n trok daarmee rondtrek. Dit kan nie werk nie. Jou liggaam moet ook soos 'n Volksie wees, om deur 'n Volksie engine rondbeweeg te kan word. Iets gaan moet ingee. Om iemand te oordeel, is iets heeltemal as om te onderskei wat bloot die waarheid is. Maar hier lê die probleem. Want wanneer waarheid nie met deernis en respek oorgedra word nie, kom dit oor as veroordeling. As ek 'n slegte ervaring gehad het met iemand wat onbetroubaar is met geld, gaan ek hom ons nou nie vir die toekoms vrye toegang gee tot my bankrekening nie. Dis net dom. Om nie te oordeel nie, beteken nie dat jy dom as strand in een rigting moet voeter nie. Jy gaan die prys iewers betaal. Om onverantwoordelik te wees, beteken nie dat ek hom meer verantwoordelikheid moet gee nie. Daarom sê Jesus, daar is 'n verskil tussen onderskeidingsvermoë en die manier waarop mense ander kan afskryf en uitgooi op die straat. Waar mense in die wêreldse koninkryk moet veg en bewys hoekom hy beter is as die volgende ene, is veroordeling iets wat algemeen gebeur. Want as ek kan afskryf, as ek jou kan sleg laat lyk, as ek jou kan uitkruit, dan beteken dit ek kan beter lyk as jy, en dan is my geleenthede om bevordering beter as joune. Solank ek net vinniger hardloop as jy, sal die leeu my nie vang nie. Veroordeling het 'n manier om mense van mekaar te vervreem. Die Bybel het 'n pragtige storie hiervan, wat ons dikwels op ander maniere interpreteer. Dis die storie van die twee broers. En hulle pa was 'n ryk vermoënde man. En die jongste seun het vir sy pa gesê, ek gaan iets erf eendag, gee dit sommer nou vir my. Die lewe lê voor my. Ek wil gaan kyk of ek nie dalk gaan geld maak met hierdie dinge wat nou aan pa behoort nie. En sy pa het gesê, dis reg, en hy het gegaan na 'n ver land toe om 'n nuwe begin te maak. Daar het hy agtergekom, hy is nie heeltemal so slim nie. Hy het 'n paar foute gemaak in die lewe, en toe dit met hom regtig sleg gaan,
het hy teruggekyk na dit wat hy by sy pa gehad het, en hy het besluit te gaan terugtrek na sy pa toe. Nie met 'n arrogante houding nie, maar om vir sy pa te sê, hey, ek het probeer, maar dit het nie gewerk nie. Ek het 'n bietjie die pot misgesit. Ek moes van beter geweet het, pa slimmer as ek. Al wat ek nou kan vra is dat jy my die kans sal gee om maar net een van jou slawe te wees, want ek verdien niks meer nie. Sy pa was so bly om hierdie kind terug te kry. Hy het heeltemal vergeet van al die uitgawes wat op hierdie manier vermors was. En hy het gesê, kom ons gaan maak 'n groot fees. My kind wat weg was, is terug. Maar dan kom die verhaal van die ouer seun na vore. En dan as die ouer broer terugkom by die huis en sien dat sy jonger broer terug is, en hy begin met sy pa op hierdie manier praat. Pa, hierdie seun van jou, let wel, nie my broer nie, hierdie seun van jou, het alles vermors en sy geld op prostituie uitgegee, en nou slag jy die vetgemaakte kalf? Maar as ek saam met my vriende wil kuier, dan het ek niks gekry nie. Ek sloof my af vir jou. En dit is die dank wat ek kry? Hier's 3 goed wat gebeur, wanneer 'n mens veroordeel. 1, jy vervreem die persoon, as dat dit iemand is wat naby aan jou is. Jy maak hom vreemd vir jou. Want jy sal nie dieselfde goeders vir jou kind sê, as wat jy sê vir daai vreemde ou op sosiale media, wat een of ander snaakse idee het nie. Die eerste ding wat veroordeling doen is, jy maak die persoon vreemd vir jou. Die tweede ding wat gebeur is, jy dis 'n klomp goed op wat nie waar is nie. Hierdie seun van jou het met prostituie sy geld gemors. Daar staan nêrens in die teks dat hy met prostitusie besig was nie. Nêrens nie. Maar dit is maklik om dit uit te dink en te sê, o, dis seker hoe jy jou geld vermors het. En so dig ons dinge by wat nooit daar gestaan het nie. Wat nooit die waarheid is nie. En dan die derde ding wat gebeur met veroordeling. O, jy kry iets wat ek nie kry nie. Jy kry 'n voordeel wat ek nie het nie. En daarom voel ek seer gemaak en klein. En dit beteken dat jy word voorgetrek en ek is die ene wat agterbly. Want jy sien, as ek slegter lyk as jy, dan moet ek iets doen om jou af te trek na my vlak toe, sodat ek net so goed of beter as jy kan lyk. Dis wat veroordeling doen. Die jonger broer het intens meer plesier gehad as jy, en nou gee jy hom nog meer ook. Jy weet, Christene kan soms so hoogheilig wees, deur alles van die wêreld af te skryf, om daarmee net te bewys hoe oulik hulle eintlik self is. Raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, sal my pa van my aanhaal. En daarmee wil hulle vir almal wys eintlik hoe geestelik en oulik hulle is. Ons het die kuns vervolmaak deur net met te kyk in 'n manier hoe ons nek draai vir iemand te wys, dit is nie aanvaarbaar nie, en op die ou einde, jy is nie aanvaarbaar nie. Want daar is 'n groot verskil tussen dit is nie aanvaarbaar nie, en jy is nie aanvaarbaar nie. En dit kan gebeur nog voordat 'n woord uit ons monde uitkom. Die algemeenste manier waarop ons kan oordeel, is deur kinderstories. En ons dink, omdat ons net die waarheid praat, is dit geregverdig. En die manier hoe iemand luister na hierdie kinderstories is net so gevaarlik. Want in die manier hoe ons vorentoe buig en luister en uitvra en die oogies blink en ons skielik meer geïnteresseerd is in hierdie storie as enigiets anders, vertel vir ons hoe ons iemand aanmoedig om verder te gaan en meer te praat en uit te brei. In die naam van alles wat heilig is. Dis mos ons verantwoordelikheid. Nee, vriende. Die beste manier om iemand wat kinderstories praat te hanteer,
is om ongeïnteresseerd te wees en te maak asof jy dit nie gehoor het nie. Dit hou gou op. Dit klink of ek net kerkmense aanvat vandag, maar dis iets wat oral gebeur. Ek lees dit op sosiale media geweldig baie. Soveel haatspraak kom uit as jy kan wegkruip agter 'n valse profiel. Dis asof jy maar enigiets van enige iemand anders kan sê en daarmee kan wegkom. Dis asof ons aangemoedig word om arrogant te wees en te dink dat ek is beter as jy. Elkeen van ons het so 'n dingetjie wat ons haat en wat ons voed om aan te hou daarmee. So sukkel ek daarmee as ek luister na wat iemand 'n standpunt het op sosiale media, om dan na daardie reaksies te gaan kyk. En dit is vir my skrikwekkend om te lees hoe Christene partykeer kan reageer. Hoe Christene kan oordeel en kan afskryf in die naam van alles wat heilig is. Jesus nooi ons uit om uit die koninkryk van die wêreld oor te beweeg na die koninkryk van God. Want in die koninkryk van die wêreld moet jy altyd veg om 'n beter plekkie te kry. En as jy enigsins 'n rede kan kry om iemand anders af te trek en af te druk en om sleg te laat lyk in die oë van ander mense, dan kan jy self beter lyk en dan kan jy die beter posisie kry en dan hou mense dalk meer van jou. Want dit is die heeltyd 'n kompetisie. En dit kan in 'n oogwink verander. Daarom moet ons maskertjies dra, sodat mense tog net nie agterkom, waarmee kan hulle my dalk net veroordeel of pak gee nie. Ek hou daai dinge so geheim as wat dit kan. Want die oomblik wat dit uitkom, is ek in die moeilikheid. In God se oordeel word ons aangemoedig om net eenvoudig te stop om te oordeel. Om te stop daarmee om te dink dat ek moet beter wees as iemand anders. Om op te hou met die gedagte dat ek iemand anders kan blameer vir dit wat rondom my aangaan. Ons sal ons Vader moet vra om ons hiermee te help. Want ek en jy gaan dit nie op ons eie reg kry nie. Ons sukkel hiermee. Ons Vader sal vir ons moet help hoe om verwerping op so 'n manier vir ons kinders te leer dat hulle hierdie brose siklus sal breek. Hoe leef ons tussen mense sodat oordeele minder word? En as ek veroordeel word, hoe dra ek dit? Hoe leer ek dit vir my kinders om as die wêreld wreed en boos is, hulle kop te kan hoog hou en te besef dat hulle meer waarde het in die oë van die Here? Jesus leer ons, met dieselfde maat waarmee jy ander oordeel, sal jy geoordeel word. Dit is asof Jesus hier 'n universele reël van die lewe aanhaal. Wat jy uitdeel, gaan jy terugkry. As jy liefde uitdeel, sal jy liefde kry. As jy woede oordra, sal woede terugkom na jou toe. As jy mense afskryf en weggooi, dan kan jy verwag dat hulle jou ook gaan afskryf en weggooi. Jy besluit, is jou keuse. En dit gaan iets wees wat jy elke dag moet besluit. As jy vandag kies om met liefde en deernis en respek op te tree, kan jy dit ook in die toekoms van daardie persone verwag. Gaan jy hierdie week mense aanmoedig en opbeur? Of gaan jy weggooi en seermaak? Gaan jy genadig optree of gaan jy genade weerhou? Gaan jy sagtheid uitdeel of gaan jy 'n kliphart tentoonstel? Vriende, om met gesagtheid en genade te kan uitreik, is daar een baie belangrike ding nodig. Ek sal moet minder kyk hoe dit my raak en meer oor hoe die lewe lyk.
om weg te kyk van my eie ekkigheid en meer te kyk na die mens om my. Daardie mens wat so averegs optree, het 'n familie en 'n geskiedenis, het gene en het 'n wêreld waarin dinge dalk seer gemaak is. Hierdie siening wil ek graag hê moet jy vir jouself onthou. Hurt people, hurt people. Blessed people, bless people. Wanneer jy Jesus se liefde en deernis en geduld en genade gaan uitdeel, kan die lewe verander. Daar is 'n pragtige storie in die Bybel hieroor. 'n Man met 'n groot mond het gekies om Jesus te volg. En in sy bravade het hy eendag, omdat hy naby aan Jesus geleef het, gedink het hy sterk, het hy gesê, ek sien jou nooit in die rug steek nie. En Jesus gesê, my maat, voor môreoggend begin, gaan jy my al 3 keer in die rug gesteek hê. En toe Petrus die dag, by daai 3de keer in die rugsteek kom, toe verstaan hy skielik waaroor dit gaan, en hy hardloop weg, want hy weet wat gaan kom. Ek het nou in my bravade, in my oorgawe, het ek so sterk uitgekom, nou het hulle die geraamte aan my kas gekry. Nou gaan hulle vir my grind, terwyl daar niks van my oorbly nie. Payback time. En toe kom soek Jesus hom na die tyd op. En daar is hierdie pragtige deel in die Bybel, waar Jesus dan met Petrus begin praat, en daar's verskillende woorde in die Grieks vir het jy my lief, is so mooi. En as Jesus dan begin praat, dan sê hy vir hom, Petrus, en dan gaan hy vir jou in Afrikaans probeer sê, Petrus, het jy my lief, soos wat God jou lief het? Nee, Here, ek het nie. Nee, Here, ek het nie, sê hy tweede keer, ek het u nie so lief, soos wat God my lief het nie. En dan kom Jesus na Petrus se vlak toe, en hy sê vir hom, Petrus, die 3de keer, het jy my lief soos 'n broer 'n ander broer lief het? En dis waar Petrus breek. As Jesus sy menslikheid tot langs Petrus kom staan, in sy stikkendheid, in sy skuldgevoelens, in sy broosheid, kom Jesus langs hom sit, en hy sê vir hom, hey man, verwag nie van jou goddelike goed nie, ek verwag van jou, dat jy my sal lief hê, soos wat ek jou lief het. Ons is boeties man. Ja Here, u weet alles, u ken my hart, dit kan ek doen. En dis waar die herstel op die ou einde plaasvind. Jesus se deernis en liefde en respek en vergifnis maak die grootste seer van alle seere heel. En die res is geskiedenis. Petrus word hierdie pragtige disipel wat kan opstaan en voor owerhede terwyl ander bang is kan sê, ek staan vir Jesus Christus. Wie is daar om te vergewe? Dink 'n bietjie aan al die name op jou selfoon se kontaklys. Wie is daar om te vergewe? Wie is daar in jou kring om met liefde en deernis te omhels? Wie is daar in jou kring om met respek te gaan hanteer in die week wat voorlê? Gaan doen dit. Kos jou niks. Want dit sal ook terugkom na jou toe. Daar is 'n honger wêreld daar buite wat smag na Jesus se liefde en aanvaarding. Ek en jy het dit reeds gekry. Ons kan dit gratis gaan uitdeel. En ek en jy, wanneer ons Jesus is vir iemand anders wat dom as strand in 'n verkeerde rigting instoei, en ons bly net lief, is ons op so 'n manier dat Jesus ook eendag na ons toe sal terugkom en sê, omdat jy so geoordeel het, sal ek jou ook so oordeel. Vriende, en daar wil ek graag afsluit.
En dit is my gebed, dat Horison gemeente, hierdie gemeente, 'n plek sal wees waar mense volkome aanvaar sal word vir wie hy is. Maak nie saak wat hy al gedink het of gedoen het of gesê het nie. En hoor dit van my. Ek aanvaar jou soos wat jy is. Niks wat jy met my deel sal my asem laat wegskrik nie. Niks wat vir jou 'n probleem is, sal ooit die moeite werd wees om daaroor verder te praat nie. Ek kry niks daaruit om vir die wêreld te vertel, het jy gehoor nie. Daar's geen wins daarin nie. Daar is net 'n lewe van gebrokenheid en stikkendheid en swaar kry daarin. Van dieselfde maatstaf waarmee jy gaan meet, is die maatstaf waarmee jy ook verwag dat die Here jou moet meet. En daarom gee Jesus vir ons, en hiermee sluit ek af, hierdie finale pragtige sin vir wat die week vir ons voorhou, of die jaar of die res van ons lewe vir ons voorhou. Gaan hanteer jy mense soos wat Jesus jou hanteer het. En gaan sien wat impak dit op die wêreld het. Hulle sal dit nie eens glo in die begin nie. Hulle sal aanhou daarmee. Hulle sal aanhou om jou te toets en jou uit te daag, en te kyk wanneer gaan jy krek. Maar as jy Jesus se liefde kan bly lewe, aanhou leef, sal hulle eendag, as jy nie by is nie, vir iemand anders sê, daai persoon het my regtig soos Jesus hanteer, soos Jesus versorg, soos Jesus liefgehad. Mag dit gesê word van ons gemeente. Amen. Hemelvader, elkeen van ons kan vanmôre na 'n paar swart kolletjies op ons lewensboek kyk, van waar ons al mense afgeskryf het, mense sonder respek hanteer het, mense nie met deernis hanteer het nie. Ons almal was al deel daarvan om 'n kinderstorie te versprei, of so te luister dat ons mense uitgelok het om die negatiefste van iemand anders te kan sê. Here, vergewe ons as ons so opgetree het. Want dit was maar uit ons eie koninkryk uit, waarin ons probeer het om beter te voel oor onsself. Ons kom erken dat ons nog baie het om te leer oor hierdie onderwerp. En ons kom vra, Here, nou dat U ons sensitief maak hiervoor, dat ons vorentoe met meer sensitiwiteit oor dit sal luister. Die oomblik wat iemand met ons 'n kinderstorie begin deel, dat ons dit anders sal hanteer en die gesprek in 'n ander rigting sal stuur. Leer ons om mense altyd raak te sien as geskape deur God, mense wat deur God liefgehê word, en dat Jesus dikwels daardie mense oor ons pad stuur, sodat juis ons vir hulle kan herinner aan God se liefde vir hulle. Maak ons sensitief hiervoor, en laat ons groei nader na U beeld vir ons. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.